lees ons nou ook Johannes 14. En daar lees ons vanaf vers 8. En ek gaan dit ons net tot en met vers 14 lees. Ek het hom iewers, ek het hom gemerk. Maar ons gaan in die preek ook verwys na verse 25 tot 27. Maar omdat ek dit aanhaal, gaan ek dit dan nie nou vir ons ook bylees nie. So kom ons lees daar vanaf vers 8. As ek hom opskoor, daar is hy. Hier is Jesus in gesprek met sy disippels net voor sy hemelvaart. En dan sien ons hoe dat Jesus vir hulle sê dat hy hemel toe gaan om vir hulle plek voor te berei en dan sê en dat hulle dan Jesus deur die Heilige Gees effektief gelei sal word tot daarna toe. En dan sê Thomas, maar Here, hoe moet ons weet waarheen hy gaan as hy nie vir ons sê waarheen hy gaan nie? En dan sê Jesus dat hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die pad na die Vader toe. En dan kry ons vers 8. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot sover. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. So sê die Here in vers 20 van hoofstuk 33 in Eksodus. Maar ek weet ek het jy nie ook al in jou lewe so gedink nie? Ekskuus, ek bedoel nou soos Moses. Nou, as ek maar net vir God kan sien, want dan sal ek weet hy is daar, en ek sal in my lewe nooit weer twyfel nie. En ek sal kan rondgaan en gaan getuig, want ek het self fisies die Here gesien. Want dan weet ek, God is daar. Maar sien, niemand het nog ooit vir God gesien nie. Waarom nie? Die antwoord is eenvoudig. Dit kan. Daar was 'n tyd in Moses se lewe wat hy regtig net so graag vir die Here wou sien. Want onthou 'n bietjie, Moses het effektief die wêreld se probleme op sy rug gedra. Nie lank voor hierdie nie, is hy die man wat dag vir dag voor die farao verskyn het, toe hulle deur plaag na plaag is. En dan, uiteindelik, word hy saam met die Israeliete effektief Egipte uitgeskop. En nog skaars is hulle op pad of hulle staan hier voor die Rooi See, en hier kom die Egiptenare en klaar, hoor Moses. Ja, jy moes ons tog net gelos het, dan was ons oukei. Nou gaan ons uitgemergel word. Dan red die Here hulle deur die Rooi See, en die see het nog nie eers kalm geraak terwyl die Here die Egiptenare verslind nie, of al klaar verlang die Israeliete terug na die vleispotte van Egipte toe. Want nou gaan ons vergaan hier in die woestyn. Wat het jy aan ons gedoen? En dit hou net nie op nie. Dis 'n gekerm en 'n gekla. En Moses moet elke dag hiermee saamleef. Dit hier deur die woestyn, op pad Kanaan toe met hierdie weerbarstige volk na die beloofde land. Ja, hierdie volk het nie maar net alleen min van God geweet nie. Hulle het ook maar gesukkel om in hom te glo.
En daarom dat Moses net die Here wil sien, om net vaste oortuiging te gee. En dan kom die groot slag. Eksodus 32 is Moses op die berg Horeb om die wet van God te ontvang. En dan loop staan hierdie klomp Israeliete en bou vir hulle 'n goue kalf, dans voor die ding en aanbid dit ook nog boonop. En dis dan wanneer die Here sê, genoeg is genoeg. Met hierdie volk trek ek nie saam nie. Van nou af sal 'n engel voor hulle uittrek en sal hy 'n engel met hulle saamstuur. Moses wil nie 'n engel hê nie. En daarom dat Moses as het ware hier met respek gesê, met die Here argumenteer hieroor. Nee, die Here moet self saamtrek, anders versit hulle nie 'n voet van hier af nie. En Moses wen as het ware hierdie argument, wanneer die Here instem om aan sy versoek te voldoen. Hoe kon Moses dit waag om met die Here te argumenteer? Die rede is, Moses argumenteer nie regtig hier met die Here nie. Moses beroep homself op God se liefde. God se liefde wat hy bekend gemaak het aan hierdie volk, voordat hy hulle nog uit Egipte uitgelei het. Hierdie liefdevolle nabyheid wat hy beloof het, is wat Moses op aanspraak maak. En dis byna soos twee hegte vriende, wat met mekaar amper redeneer, wanneer hulle besef dat hulle vriendskap in gevaar verkeer, om te keer dat hierdie vriendskap op die rotse loop en hulle uit mekaar gaan. En dis dan wanneer die Here aan Moses versoek toegee. Maar Moses is nog nie klaar nie. Moses se versoek vir die volk het die Here toegestaan. Wat nou van miskien Moses se persoonlike versoek? Hierdie vraag waarmee hy al so lank in sy hart rondloop. Ag, kan hy nie maar die Here sien nie? Laat ek tog net u magtige verskyning sien. Dan sal ek die moed en die vertroue hê vir alles wat op die pad vorentoe lê en wag met hierdie volk saam. Moses wil vir God sien. Nie uit nuuskierigheid uit nie, maar omdat hy self die Here so innig liefgehad het. Sy liefde vir die Here oorrompel egter vir 'n oomblik sy eerbied vir God. Want hy wil so na aan die Here as moontlik kom. En met liefde in sy oë die Here van aangesig tot aangesig beskou. Die Here as ware in die oë kyk. Maar in sy liefde vir Moses gaan die Here ook net so ver en nie verder nie. Want daar is sekere dinge wat Moses nog nie mooi verstaan nie. En dit is die heerlikheid van die Here wat so verblindend is, dat selfs die engele nie daarteen bestand is nie. Ons lees daarvan in Jesaja 6, hoe dat hulle gesigte met hulle vlerke moet toemaak wanneer hulle naby God se troon kom. Want sy heerlikheid is selfs vir die vlekkelose, sondelose rein engele in die hemel so geweldig, dat hulle dit nie kan oorleef nie. En Moses wat maar soos ek en jy 'n sondige mens is, dit is 'n probleem. Want dit is dan juis hierdie sonde wat 'n skeiding maak tussen mens en God. As God oor hierdie grens na Moses toe kom, sou Moses in 'n oomblik vergaan. God se groote heerlikheid en heiligheid sal Moses in sy sondigheid verteer. Dit is ondraaglik vir 'n sondige mens voor God. En daarom dat God nie aan hierdie versoek van Moses voldoen nie. Die Here het sy knegt Moses net te lief om hom so te laat vergaan. Dit is nie dat hy nie aan Moses se versoek wil voldoen nie. In sy heiligheid kan hy nie. En tog doen die Here geweldige moeite om vir Moses so na aan hom te bring as wat moontlik is. Hy laat Moses in 'n rotskeer staan. Hy kom in sy heerlikheid by Moses verby terwyl hy hom met sy hande toehou en God verby is, sodat Moses nie sterwe nie, maar bly lewe
En hier staan 'n mens verstom oor God se liefde en sy genade. Hoe God sy sondige vriend Moses hier teen sy eie goddelike heiligheid beskerm. En dit is hoe ver God kan gaan. Want Moses kan vir God sien, vir 'n oomblik, maar van agter. Hy durf nie toelaat dat Moses hom van aangesig tot aangesig sien nie. En dan kan 'n mens nie anders as om te wonder of ons as kinders van die moderne tyd nog besef hoe groot en hoe heilig God regtig is nie. Dis maklik hedendaag in die hedendaagse werk en omstandighede is daar maar bitter min wat nog heilig is. Ons sien hoe dat die wêreld met hulle vuil voete eenvoudig bo oor God se woord loop. Daar is nie meer 'n diep eerbied vir God en 'n heilige respek vir sy woord nie. Ons sien dit maar in respek vir ons medemens, wat nie eers naastenby meer lyk, soos maar 'n paar dekades gelede nie. Hier in ons teks het ons te doen met die grootte God, wat in sy liefde 'n sondige mens, soos sy vriend Moses, moet beskerm teen sy eie verblindende heerlikheid en skitterende, onbeskryflike majesteit. En in so klein en dom en beperk soos wat ons is, kan ons nie altyd verstaan hoe groot God se heiligheid is nie. En daarom is dit nodig dat ons baie mooi sal dink wanneer ons dinge soos Moses sê. Goeie soos dat ek sal glo as ek vir God gesien het. Want mense wat so praat, verstaan nie wat hulle sê nie. Hulle ken nie hulle eie sondigheid nie. Maar nog meer nog, hulle besef nie die absolute heiligheid van die Here nie. Soos ons is, kan nie ek of jy vir God sien nie. Dis volstrek onmoontlik om dit te doen en te bly leef. Of dink jy regtig dat jy God vir aangesig tot aangesig kan sien en bly lewe? Ek en jy staan nie 'n kans nie. Daar is 'n beter kans vir die engele in die hemel om God se heerlikheid te oorleef. En hulle is sondelose skepsels van God. En hulle kyk hom nie eers direk van aangesig tot aangesig nie. Tog wil hierdie hinkering in 'n mens se hart nie gaan lê nie. En ons sien hoe dat dit nie net die moderne mense is wat daarmee sukkel en Moses in die Ou Testament nie. Ons het vanoggend gelees dat selfs die mense in die Nuwe Testament stoei met dieselfde ding. Filippus kom na ons Here Jesus Christus toe met presies dieselfde vraag as Moses. Here, wys vir ons die Vader en dit is genoeg. Maar hier in die Nuwe Testament sien ons dat Jesus Christus, self God, in sy liefde vir die mens nog selfs verder gaan as wat God met Moses gegaan het. Want hierdie keer laat hy hom nie net van agter sien nie. In Jesus Christus draai God homself na ons toe. Hy steek sy heerlikheid en sy heiligheid weg deur Jesus Christus in menslike vorm, sodat ons hom kan sien. Ja, Jesus Christus, die tweede persoon in die drie-eenheid. Ons belydenisskrifte sê, ware God en ware mens. Jesus Christus is ook God in die vlees. Johannes in hoofstuk 1 vers 14 stel dit baie mooi. Hy jubel dit uit. Ons het die heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. In die Nuwe Lewende Vertaling sê hy selfs, ons het sy heerlikheid duidelik gesien. En hierdie woorde slaan mense asem skoon weg. Hoe op dese aarde is dit moontlik? Wel,
daar's iets wat ek nog nie gesê het nie. In Eksodus 33 vers 19, waar ons die Here vir Moses hoor sê, ek sal my voortreffelikheid by jou laat verbykom, is die Hebreëse woord wat hier vertaal is met verbykom, een wat eintlik meer beteken laat versoen. En dit is wat Jesus Christus vir ons kom doen het. Hy het ons met God versoen. Hy het daardie skeiding wat daar tussen ons en God was, weggeneem. Ons sonde. Sodat hierdie vers eintlik lees, ek sal my voortreffelikheid met jou laat versoen. En hoe doen hy dit? Deur Jesus Christus se bittere lyde en sy sterwe op Golgotha. In Christus gaan God by ons verby. En draai hy om na ons toe, sodat ons hom van aangesig tot aangesig kan sien. En ons word nie vernietig nie. So word dit wat in Eksodus 33 totaal en al onmoontlik voorgekom het, hier in Johannes 14 wel moontlik. Want dit is Christus wat vir Filippus antwoord, wie my sien, sien die Vader. En daarom het Christus uit die hemel na die aarde toe gekom, dat ons God kan sien en bly lewe. Want in Christus sien ons God se oneindige liefde en sy genade vir ons. So het Christus vanoggend deur sy woord met ons gepraat. So sien ons die tekens in brood en wyn wanneer ons aansit by die nagmaal van God se liggaam en sy bloed wat by ons verbygaan. Ons kan daarna kyk. Ons kan deur die tekens as ware aan hom vat. En ons bly lewe. Ons mag bly lewe tot in ewigheid saam met hom, omdat ons deur Christus nader kom, aanvaarbaar word vir sy majesteit. Kom ons getuig dit saam, deur so as gebed voor die Here saam te sing. Lied. Nou moet ek hom opspoor. 175. Dit is die genade van die volkome versoening in Jesus Christus. Die Vader stuur in die naam van Jesus Christus vir ons die voorspraak, die Heilige Gees. Hy sal ons alles leer en ons aan alles herinner wat Christus in sy woord vir ons gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Daarom, Here, kom ons met blydskap en groot dankbaarheid voor die troon, en volg ons
U van hier af verder. Want vanoggend het ons U kon hoor. En vanoggend, o God, het ons U kon sien. Amen. Ons gaan weer saam sing. En ek dink julle gaan weer wil staan. Ons sing verse 1 en 3 van die oorwinningslied en daarna ontvang ons die seën van die Here. Ons het vanoggend die Here gehoor en ons het vanoggend die Here gesien. En in Christus sal die Here ons seën en ons behoed. In Jesus Christus sal die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. En in Jesus Christus ons Here sal die Vader sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen. Ek het die afkondigings. Hier's hulle.